As jy vir die eerste keer hier is, ons is besig met die Johannes Evangelie. Ons is by Johannes 12, in die middel van Johannes 12 en ons gaan deur die hele Johannes werk in hierdie jaar. So ons hoop ons is klaar teen Kersfees, voor Kersfees behoort klaar te wees. Wat 'n wonderlike reis, is dit nie? Wat 'n wonderlike journey deur hierdie evangelie. Ek het nie, toe ek begin het met die evangelie, is dit altyd so dat jy het 'n sekere vooronderstelling of 'n verwagting van wat dit gaan wees en hoe dit gaan wees, en ek kan net vir julle sê, ek en Christian is verbaas oor wat die Here oopbreek vir ons ook, en hoe hy met ons werk, so ons glo dat die Here vanoggend weer dit gaan doen. Johannes 12 vers 12, kom ons lees die gedeelte deur, weer eens, ons is besig met die woord, hoe wonderlik is dit om die woord op te maak en deur hierdie gedeelte te lees, so Johannes 12 vers 12. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Die woord daar is eintlik Hosanna. Hosanna, loof hom in die naam van die Here, wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep, en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat die fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Interessant, dis die eerste keer wat Jesus dit sê. Hy het gewoonlik gesê, onthou julle met Maria in die eerste wonderwerk, dan sê hulle, my tyd het nog nie gekom nie. Dis die eerste keer wat hy sê, my tyd het gekom. Hierdie verhaal speel af, hierdie Sondag is Palm Sondag, net voor sy kruisiging. En Jesus verklaar, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het ek gekom, en vir hierdie uur, Vader, verheerlik u naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê te vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die seun van die mens verhoog moet word en hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog 'n kort tydjie is die lig by julle lewe in die lig terwyl hy dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle weggegaan en hom skuil gehou. Tot sover. Dis 'n mondvol, nee. En ek gaan nie oor alles preek nie. So ons gaan 'n sekere lyntjies in hierdie gedeelte. Julle almal, ek dink baie van julle het seker 'n grappie gehoor wat ek nou gaan vertel, maar gaan hom in elk geval vertel want dit is 'n goeie grappie. Die hoender en die vark
stap verby die kerk op 'n dag. En daar is hierdie groot banier wat die kerkbazaar aankondig. Onthou julle, die julle jonk was, daar was altyd die kerkbazaar gewees en so 'n groot banier wat sê kerkbazaar. En toe die vark en die hoendere afloop, lees hulle die kleinskrif en onder in die kleinskrif, ons benodig nog vir die ontbyt vir die kerkbazaar nog bacon en eiers. En die hoender kyk so, Kelda, hy kyk so vir die vark en hy sê, dink jy ons sal kan 'n bydrae lewer? Hy sê, ja, dis goed vir jou om te sê van 'n bydrae, ek moet 'n offer lewer. Daar's 'n verskil tussen 'n bydrae en 'n offer. En dit is interessant vir my as ek dink aan die kerk van die Here Jesus, dan dink ek by myself, hoeveel van ons lewer in 'n sekere sin 'n bydrae tot die Here en wie gee offer? Ek haat die woord bydra. Christendom is nie 'n bydra nie. Jy lewer nie 'n bydra as jy 'n kind van die Here word nie. Jy gee nie 'n bydra vir die gemeente asof die Here iets nodig het wat jy bydra tot hierdie gemeente nie. Dis nie 'n bydra nie. Wie dink jy as jy nou dink aan bydraes, dan is dit hierdie ding van ek daag op wanneer ek wil en ek gee vir die Here dan nou en dan iets. Bydra kan wees jou stilte tyd. Dis ook 'n bydra want jy dink vir jouself ek stel hom om tevrede, so ek lewer 'n bydra tot my Christendom en die Here vra 'n offer. Hierdie hele gedeelte begin met die Palmsondag. Die Sondag voor Jesus se kruisiging. En dit begin met hierdie gedagte dat mense gehoor het van Lazarus se die opwekking uit die dood uit. Nou ek kan dink dit trek nogal 'n crowd, nê. Nee. Ek dink as jy vir mense gesê het Jesus het sopas iemand uit die dood uit laat opstaan het, dan soek mense hom soos die Grieke hom gesoek het, want hulle wil weet wie is hierdie persoon en die idee sou wees vir die skare dat hy die volgende koning sou wees en dat 'n man wat 'n man uit die dood uit laat opstaan 'n 10 teen 'n God sal wees of 'n koning sal wees wat Israel uit die Romeinse ryk sal ruk en die Romeine sal pak gee. Dit was hulle idee. Dis hoekom hulle opdaag. Hulle het hierdie gedagte gehad van wat Jesus sou doen en daarom daag 'n hele skare in Jerusalem op, want hulle weet Jesus gaan by die fees wees. Dis die week van die Paasfees. Daar was omtrent 'n hele paar 100,000 mense in Jerusalem in daai oomblikke, in daai tyd gewees. En so jy kan dink die skare is daar en hulle staan in die straat en hulle wag vir Jesus. En hulle het hierdie idee van redding. Hosanna, as hulle roep, Hosanna is die Hebreëse woord wat beteken red ons. Red ons. So hulle skree die hele tyd en die ding is red ons, red ons. En hulle het 'n verstaan van wat beteken daai woord redding. Hulle het gedink redding beteken 'n politieke verlossing van die heerskappy van die Romeine. Dit was hulle idee. En baie keer het ons 'n geweldige lofprysing wat ons 'n aanbidding wat ons voor die Here bring en Christian het laasweek gepraat oor die hele ding van aanbidding. Wat beteken aanbidding? Dis 'n wonderlike preek as jy hom nog nie geluister het, jy gaan luister hom hierdie week oor wat is aanbidding, hierdie vrou wat haar nardesolie, haar alles voor Christus uitstort. En hierdie preek vanoggend gaan oor lofprysing. Hoe lyk lofprysing? As aanbidding so lyk, wat lyk lofprysing? En hierdie mense is besig om lofprysing te doen. En ek dink hulle moes 'n idee gekry het oor hierdie is nie ultimate wat hulle gedink het die redding is nie. Toe hulle skree Hosanna en die volgende oomblik ry die Hosanna, die een wat sal red, met 'n donkie in die straat in, moes hulle al klaar idee gekry het. Nee, alright, hierdie is nie heeltemal die idee wat ons gehad het nie. Hierdie gaan nou nie lekker werk nie. Want geen heerskappy begin met 'n donkie in 'n straat nie, dit begin met 'n perd. En interessant, Openbaring praat van die perd. Is dit nie? As hy kom, dan kom hy om te heers finaal en hy kom dan met 'n perd, is dit nie so nie? Maar in hierdie oomblikke kom hy met 'n donkie en mense wat hom sien, skree Hosanna in die hoogste. Verstaan jy? Die seun van dan die koning van Israel, hy ry op 'n donkie en tot die disippels wat daar by hom was, het hy dit verstaan, jy moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Nie eers sy disippels nie, want sy disippels het ook gedink hier kom verlossing. En dis hoekom hulle so 'n stryd gehad het in die disippelskort, wie is nou eintlik die belangrikste? Wie gaan aan die linkerkant sit, wie gaan aan die regterkant sit? En dan 5 dae later, jy kan nie hierdie gedeelte lees sonder om aan wat te dink nie. Jerusalem is volgepak met mense. Dis die Sondag.
Hulle staan in die strate, mense gooi hulle klere uit, gooi hulle palmtakke uit, verstaan jy, en Lumei, en hulle skree, Hosanna, red ons! Waar dink jy as jy dit hoor? Jerusalem se strate, 4 dae later. Wat sou hulle skree? Kruisig hom. Wat moet ek doen met die koning van die Jode? Sê Pilatus. Letterlik 5 dae daarna. Spreek hulle Barabbas vry en kruisig die koning van Israel. Jy sien, as jy Johannes reg verstaan, dan verstaan jy Johannes, hy's altyd besig om, in 'n sekere sin, elke keer as daar praat van 'n skare wat bymekaar kom, dan is Johannes besig om te verstaan, dat die skare nie verstaan nie, en die skare nie glo nie. Lees maar die hele Johannes weer deur. Elke keer as daar 'n skare mense is, dan weet jy, hulle verstaan dit verkeerd. Die skare het nooit verstaan wat hy eintlik bedoel het nie. Die skare was altyd besig om agter die kos aan te gaan, agter 'n koning aan te gaan wat hulle sal bevry. Dis hoekom hulle hom geëer het, dis hoekom hulle hom geloof en geprys het. En dan 5 dae daarna, dan aan die klere nie al wat daar is spoeg, en daar's vloeke, en daar's slaan, en daar's vernedering, en daar's 'n kruis. Want Hosanna red ons, is die kruis. Dis interessant, as ek dink daaraan, dan kan ons miskien sê, nou waar was al die mense? Hulle was dieselfde mense, hulle is die hele week in Jerusalem. Hele week in Jerusalem. Duisende mense in die strate, gooi die dinge, die Fariseërs is kwaad, hulle is vies, hulle dink die hele wêreld gaan nou agter hom aangaan. Hy gaan nou toe die koning word wat hulle gedink het hy gaan wees, en hy gaan die Romeinse ryk en hulle gaan hulle autoriteit ook verloor as Fariseërs. So hulle is kwaad, hulle verstaan dit ook nie. Maar wat gebeur met daai skare? Om die einde van die dag, wat gebeur? Nou jy kan sê, okay, miskien was almal van hulle wat gesê het, toe kruisig hom, was nie die ouens wat gesê het, Hosanna is nie, maar daar stilte van die Hosannas, interessant genoeg. Wie hoekom, want hulle het 'n bydrae kom lewer. Die mense langs die straat het 'n bydrae van 'n lofprysing kom lewer. 'n Lofprysing was 'n bydrae wat hulle kom lewer het. Hulle staan langs die pad en hulle skree, dit kos hulle niks nie. Hulle skree. So die skare is stil in hulle afwesigheid op Vrydag. Stil in hulle afwesigheid by Pilatus. Altyd interessant hoe ons altyd dink ons is die ouens wat Hosanna skree. En ons sal nie sê kruisig hom nie. Is dit nie so nie? Is interessant hoe ons altyd dink ons sou nie daai mense gewees het nie, nê? Dit is interessant as jy die Bybel lees, dan dink jy altyd jy's die Dawid, jy's nie die bang ou op die kop wat sê, jene wat doen daai klein rakke daaronder nie. Ons dink ons altyd ons is die ouens wat ons sal sterf, ons is die Petrus, ons sê Here, al verlaat almal U, ons sal nie U verlaat nie, ons sal U volg, verstaan jy, dis wie ons is. En soos daar word die storie vertel van Nikolai Khrushchev. Hy's na Lenin was hy aan bewind van die kommunistiese party, en in een van die kommunistiese vergaderings waar hulle gehou het toe Lenin nou dood is, en hy het al die mense besef wat hy alles gedoen het in sy volksgenoot, hy het omtrent 20 miljoen mense doodgemaak. Toe staan een van die ouens op en hy sê so in die crowd, sê hy uit vir Nikolai, hy sê, jy was deel van hierdie dinge, hoekom het jy niks gesê nie? En Nikolai vir die oomblik is so doodstil en toe sê hy, wie het gesê? So doodstil. Hy sê, dis hoekom nie. Dis hoekom nie. Hy sê, dit is maklik om lofprysing te sing, Hosanna, seun van die hoogste, koning van Israel, wanneer almal palmtakke in die pad gooi, en wanneer almal hulle klere neergooi, en wanneer die skare opgesweep word, en jy emosioneel raak, en jy dink by jouself, ons het 'n nuwe koning, verstaan jy, hierdie is great, dit is maklik om daar te wees. Dit is baie moeilik om lofprysing toe te pas, wanneer die kruis daar is. Dis hoekom Jesus, God sê vir Israel, jy dien my met julle lippe, julle lofprysing is niks anders as lippetaal nie, want julle harte is ver my af. Julle dien my net so lank
en julle loof en prys my net solank ek doen wat julle verwag ek moet doen. Julle skree Hosanna, red ons, want julle dink redding kom daarvan oor heerskappy, terwyl my redding kom wanneer jy sterf. Hierdie is die ongelooflike ding van Christendom. Wat sê Jesus hierso? En ek wil hê ons moet weer kyk na hierdie gedeelte. Wat moet gebeur? Jesus sê as die Grieke wil sien, dis 'n interessante, maar ek gaan nie daarop nou aandag gee nie, maar die Grieke wat hom wil sien en Filippus wat hom bring, en dan sê hy die volgende. Hy sê daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek jou, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy oes voort. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Waar moet hulle wees? Nie langs die strate terwyl hulle Hosanna sing nie. Waar gaan hy wees? Hy gaan wees aan 'n kruis. Volgelingskap van die Here Jesus, lofprysing. As jy besig is met lofprysing, dan is jy besig met 'n lewe wat sterwend is. Lofprysing is nie 'n lied wat jy sing nie. Lofprysing is wanneer jy graf toe gaan. Lofprysing as jy die kruis opneem en hom volg, om hom lief te hê en hom te loof en te prys, beteken dat jy doodgaan vir wat jy graag wil hê hy moet vir jou gee in hierdie aarde, in hierdie lewe. Jy gaan dood vir hierdie wêreld. Ons is te lewend in hierdie wêreld, ons het te veel goed in hierdie wêreld, ons leef vir hierdie wêreld, ons hele lewe gaan oor wat kan ons kry in hierdie wêreld. Jesus sê, jou lewe gaan daaroor om dood te gaan in die wêreld, want dan sal jy die lewe hê. As jy sterf in jouself, sal jy die lewe hê. Dietrich Bonhoeffer, baie mense vertaal dit en hulle sê, hy sê, Dietrich Bonhoeffer in Engels sê hy sê, Christ calls us, he begs us, come and die. In die Afrikaans sê hy, elke roep van Christus lei tot die dood. Elke roep van Christus lei tot die dood. Wie red hy jou? Wie wat Hosanna? Wie wat Hosanna? As jy sê Hosanna vir die koning van Dawid, Hosanna vir die koning van Israel, wie red hy jou? Hy maak jou dood. Jou eie ek, jou eie begeertes. Jy sterf aan. Want hy het gesterf. Om jou vry te maak. Waar ek is, sal my volgelinge ook wees. Dit is interessant as hy dit sê, ek dink Jesus het geweet toe hy dit sê, waar ek is, sal my volgelinge ook wees. Wie van sy volgelinge was daar waar hy was? Hoeveel van hulle? Nie die skare nie, daar het hulle gesê, kruisig hom. Wie van hulle was daar by die kruis? Niemand. Die een wat so groot mond was, het gesê, Here, maak nie saak wat gebeur nie, en wie opgee, ek sal jy nooit opgee nie. Was hy daar? In fact, hy verloor die Here vir 'n diensmeisietjie. As jy nie ook die oom wat daar was nie, nee, oom ken hom glad nie. Oom ken hom glad nie. Nee, jy verwar my met iemand anderste. Jy weet, ek is net nie daai radical nie, verstaan jy? Nee. Wat sê Jesus hierso? Dis 'n baie interessante ding wat hy hier sê. Nou as ek diep ontstel, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Here, Vader, Hosanna my, red my uit hierdie uur, maar juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Vader, verheerlik u naam. Wie wat beteken dit? Om te sê Hosanna, is om te sê, Here, maak nie saak wat gebeur nie, mag in alles u verheerlik word. Dis lofprysing. Dis Hosanna.
Tegen vir my broer en my suster. Sê vir my, is alles wat jy doen in jou lewe, is dit iets wat jy sê, Here, verheerlik U naam. Ek gee nie meer om wat gebeur met my nie, solank U naam verheerlik word. Sal dit genoeg wees. En nie. Dis lofprysing. Dis lofprysing, Johan. Lofprysing is nie 'n lied wat ons sing Sondag nie. Lofprysing is wanneer ons kan sê met ons hele wese, terwyl alles om my uit mekaar uitval, Here, verheerlik U self in hierdie oomblikke, want ek het gekom om U te verheerlik. Vader, mag U Seun se gees deur my leef, om in elke situasie te sê, Here, verheerlik U naam. As jy hier is vir 'n bydra, het jy by die verkeerde plek opgedaag. He comes and begs us, come and die with me. Elke roep van die Here is om te sterf. Hy vra nie 'n bydra nie. Hy vra 'n offer, 'n lewende heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Omdat Christus die offer klaar gebring het, bring ons die offer. En hier is die ding van die offer. Die offer vir 'n lewe wat sê, Here, word U verheerlik, is altyd 'n offer wat lewe bring. As jy nie gesterf het nie, kan jy nie leef nie. Verstaan julle dit? Dis 'n moeilike ene. Ek weet ook nie hoe om dit te verduidelik vanoggend eintlik nie. Om te lewe, moet jy doodgaan. Hoe gaan ek dood? Jy sê, Here, maak nie saak wat nie. Solank U naam geken sal word. Dis hoe jy doodgaan. Here, solank U geken word, kan U doen net wat U wil in my lewe. Dis lofprysing. Dis Susanna. Want U het U lewe vir my gegee. U het gesterf aan 'n kruis, sodat ek kan lewe. En juist wanneer ek doodgaan, soos 'n koringkorrel wat in die grond inval, kan ek die vrug dra, wat God wil hê ek moet dra. Ons het te lewende mense hier by ons. Ons is te lewend vir hierdie wêreld. Die Romeinse satirikus, Juvenal, baie ouens sê, dis die Romeinse keiser wat hierdie quote het, maar dis blykbaar die Romeinse satirikus wat sê, almal wil weet, maar niemand wil die prys betaal nie. Everybody wants knowledge, but nobody wants to pay the price for it. En ek dink baie keer as ek dink aan Christendom, dan wil almal die volheid van Christus ervaar in hulle lewe. Wie wil die volheid van Christus ervaar in lewe? Wie wil die volheid van die Heilige Gees sien gebeur in hulle lewens? Nou moet jy jou hand, nee, nou moet jy nie daar gaan nie. Verstaan jy? Steek, want as jy, dan is jy in elk geval op die verkeerde plek. Verstaan jy? Ek weet, jy het gekom vir die koek miskien. Verstaan jy? Dis waarvoor jy gekom het. En jy hou van pink. Verstaan jy? Dis hoekom jy gekom het. Nee, jy het gekom om die Here te verheerlik. En die vraag vanoggend is, wie van julle wil die volheid van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar hê? OK, weer eens, daar sy, wonderlik. As jy skouerprobleme het, is dit een ding, maar as jy nie jou hand daarvoor kan opsteek nie, weet ek nie wat jy wil doen. As jy die volheid het, moet jy die prys betaal, en wat is die prys? Dat jy sal doodgaan. Want die Gees leef nie in 'n lewende persoon nie. Hy maak lewend. Hy maak die dooies lewend. Hy maak die dooies lewend. En dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Wie's in daarvoor? Dis nie meer nou ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Het jy al gehoor jouself, hoe lewend is jy?
Mag dit iemand jou kwaad maak, verstaan jy? Iemand voor jou inry, dan ken jy hoe lewend is jy. Wie het al gesien hoe lewend is hy? Jy weet, maandagoggend, daai ding is springlewendig. Dan kom Fred uit, maat. Ek sê vir jou sê, dis die ding met 'n lewe, jy moet elke dag doodgaan. Dis nie 'n eenmalige ding ook nie. Dis nie 'n eenmalige ding wat nou is ek dood nie, Here, dankie dat U my dood. Nee, jy sterf een keer en dan staan jy op, maar elke dag sê jy vir jou vlees, jy's dood. Want dit is nie my wat ek moet leef nie, maar Christus wat in my leef en dit bepaal my hele lewe. Hoekom beklei ons so? Jy al gewonder hoekom beklei ons so? Wie hou van fight? En nou iemand hou van, okay, niemand nie, so jy moet nie nou jou hand opsteek nie, nou is dit fine. Nou kan jy met jou hande nie. Maar ek hou van reg wees. Dis my swakpunt. Ek's altyd reg. Jou pa ook. Bjorn, jy moet hom nie uitlewer nie. Asseblief. Wees interessant. Ons almal hou van reg wees, is dit nie so nie? Ons grootste probleem in ons huwelike is dat daar geen lofprysing en geen dood is nie. Die 100% van die tye wat jy fight met jou vrou is omdat jy nie besig is met lofprysing nie. Jy is besig met jou eie eer. En jy wil reg wees. En jy wil die eer hê. Dit is my terrible as ek verkeerd is. Wat van in daai oomblik, en net as jy jou mond wil oopmaak, sê Fred gaan nou dood. Jy is dood. Jy hoef nie reg te wees nie. Jy kan dood wees. Want Christus leef. Wie woes nie jy lewe? As jy die wat die minste is, hanteer asof hulle die meeste is. Wie weet jy dood gegaan in jouself en jy verheerlik Christus, wanneer die persoon wat die naaste aan jou is, die lewe van Christus hoor in jou. Wanneer die wag by jy tyd hoor, dat Jesus se liefde deur jou vloei, dis wanneer jy weet jy dood gegaan. Die tyd wanneer jy bely dat jy verkeerd was, is die tyd wanneer jy dood is. Daar's niks wat jou so dood maak soos belydenis nie. Het jy al agtergekom? Wanneer laas jy bely? Okay, nou moet jy ook jou hand hoog opsteek, want dit sal my bekommerend maak, verstaan jy? Wanneer laas jy bely? Hierdie week? Verstaan jy? Wanneer laas jy aan jou kinders bely dat jy geval het? Wanneer laas jy jou vrou bely dat jy val? En jou man bely dat jy val? Aan iemand, 'n vriend bely, aan jou kollegas bely dat jy val? Want daar's niks soos belydenis wat jou doodmaak nie. En wat jou trots doodmaak nie. Daarom sê Romeine 12 vers 1 tot 2, as jy wil skree Hosanna in die hoogste, dan sê jy, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van julle lofprysing, wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Wie wat is die wonderlike, dis die basics van lofprysing. Dis wanneer jy sê Hosanna, wanneer jy jouself gee as 'n lewende en heilige offer. Nie 'n bydra lewer nie, maar sterf en 'n offer gee wat lewend en heilig is. Frans is taaf. As jy vanoggend se preek verstaan, dis taaf. Want alles binne my wil leef. Gehoor word, gesien word, geëer word. En al hoe jy kom by daai punt is, daar waar my volgelinge is, daar sal ek wees. Waar is hy? Hy's by die kruis. Die koning van die heelal het kruis toe gegaan. En ry op 'n donkie en is gebore in 'n stal. Dis waar hy is. En hy het jou gered om dood te gaan. Amen. Vader, wat 'n wonderlike oomblikke in hierdie oggend.
Verheerlik U self in ons lewens. Verheerlik U self in ons sterwe. Vader, ons wil so graag gehoor word en gesien word. Ons wil so graag voor staan en praat en dat ander mense na ons kyk en ons verheerlik. Vader, ons wil eintlik die heerlikheid vir onsself hê. En in hierdie oomblikke, Vader, is dit vir ons onmoontlik om te sterf sonder U Gees wat ons doodmaak. Ons wil by U kruis kom staan in die oggend en vir U sê dankie dat U U lewe gegee het sodat ons kan lewe hê. Dat U die koringkorrel was wat in die grond geval het en dat U 'n oes opgelewer het. Maar Vader, in hierdie oomblikke mag ons sterf van onsself. Asseblief, Vader. Ek weet nie hoe om dit te preek nie, Here. Want ek weet dit is iets wat net U Gees kan doen. My woorde voel asof dit kort skiet in hierdie oggend. En daarom vra ek Heilige Gees, kom wederbaar ons. In Jesus naam. Amen.